Voorsitter, weet jy wat jy kry as jy Afrikaanse country musiek agteruit speel? Jy kry jou vrou terug. En jou hond staan soos Lazarus uit die dood op. Ek spot nie my country musiek nie. Ek wou eintlik 'n grappie gemaak het oor staccato, maar dit was heeltemal te kort. Nou kyk, as jy wil hê ek moet my wysie heeltemal verloor, moet jy iets sleg sê van Afrikaanse musiek. Dan moet jy so bang raak soos 'n ballon vir pop musiek. Dames en here, ek glo die ritme van Afrikaanse musiek klop nog sterk. Ek sla 3 tromme ter ondersteuning. Verskeidenheid genres, oorbrugging van kulturele grense en gehalte lirieke. Ek sit die noot in met Afrikaanse musiek wat 'n groot verskeidenheid genres dek. Die gewilde kletsrymer Hemelbesem, oftewel Simon Witbooi, onthul in die Burger artikel: maak goed wat gewild is. Gevoel wat goed is. 14 Januarie 2024. Dat Afrikaans nie net eendimensioneel is nie. Daar bestaan 'n groot verskeidenheid genres soos soul, R&B en reggae. My liewe hemel! Besem. Afrikaanse musiek is so wyd soos die liewe Heer se genade. My wilde ouma aan vaderskant, luister kliphard na Reynou Welwit se rock. Sy is die Rakasaurus in ons familie. My ma is die Hasie. Sy luister na die hiphop van Early B. En my sussie, Engela, dink sy is Kelle Razak. Van sy luister net na die kletsryme van Jack Sparrow. En my pa maak ons ore seer met Bless en Karika. Terwyl ek heerlik op die ritme van die piesang skille gly. Afrikaans is nie net pop wat hop soos 'n kommersiële spinnekop nie. Verder vibreer die trom met Afrikaanse musiek wat kulturele grense oorbrug. Andries Besuidnout, Afrikaanse digter en musikant aan die Brixton Moord en Rooforkes, skryf in die Rooi Rose artikel: is Afrikaanse musiek so vrot soos dit almal sê? 10 Oktober 2024. Dat die jong generasie musikale brug wat deur apartheid gebreek is, herstel. Wewem Andries. Afrikaanse musiek is lankal nie meer net vir blanke Afrikaanse sprekendes in boerbobroekies nie. Soveel Engelse mense luister gereeld na Afrikaanse musiek. Gaan kyk gerus na Afrikaans is groot en ander kunstefeeste. Nou dis wat ek noem verteenwoordiging van 'n reëmoognasie. Tutu doen sekerlik die reëndans in sy graf. Hande word gevat terwyl ons voete stamp op die kwytou van Snotkop. Afrikaans begrawe die strydbal oor 'n taal en kleurgrense heen. Die slotsang word aangehef met Afrikaanse musiek wat oor gehalte lirieke beskik. Meneer Dion Maas, voormalige bestuurder by Gala Records, verklaar in sy 2019 boek Melk die Heilige Koeie, dat die Afrikaanse mark in die afgelope dekade 'n vullestrom vir talentlose musikante geword het. Ek dink meneer Maas se boek hoort in die vullestrom. Het al ooit gehoor van Chris Chameleon en Dewald Wasserval? Emigrant in Berlyn, so opinies dra geen water nie. Henko Adamse, musiekbestuurder van Spotify, slaan die gitaar op eie bodem. Hy skryf in die Marula Media artikel: Afrikaanse musiek floreer. 10 Mei 2024. Dat met 400 miljoen Afrikaanse speelbeurte die afgelope jaar. Dames en here, die genre nie net oorleef nie, maar floreer. Hy tokkel die regte snaar. Afrikaanse lirieke is betekenisvol en roep nostalgiese herinneringe op.
Die wonderskoon lirieke van die nostalgie neem my op reis, voor ek myself verloor in 'n Karoo nag en droom oor 'n voshaar nooi. Saam Stellenbosch sê ek, hoor die taal van my hart. Die tromme van Afrika ego tot hier aan die kontinent se suidste punt. En die ritme van Afrikaanse musiek klop nog sterk, met 'n verskeidenheid genres, oorbrugging van kulturele grense en gehalte lirieke. Afrikaanse country kan dalk jou vrou en hond terugbring. Jy moet dit net luister. En as jy oor nie wil hoor nie, moet jy dalk soos Beethoven met jou hart luister.